Hallo en baie welkom by ons heel eerste episode van hierdie podcast waar ons praat oor lewe, geloof, kerk en alles daartussenin op 'n reël manier sonder maskers, sonder pretense en waar ons bietjie kyk hoe dinge agter die skerms lyk, mense se stories hoor en net lekker gesprekke gaan voer. So ek sit vandag hierso saam met ons SGP, ons senior global pastoor. Nou dis eintlik net 'n joke, ons noem hom dit, hy hou nie daarvan nie. Maar Emil, dis lekker om jou hier te hê. Dankie dat ons bietjie kan gesels vandag. Dankie, Kool. So ek het 'n paar vrae vir jou as dit alright is. Vra. So my eerste vraag is, wat is die kort weergawe van hoe jy in ministry beland het? Die kort weergawe. Jene, is daar 'n kort weergawe as jy met 'n pastoor praat? Ek weet. Ek dink baie mense weet dit of dalk weet hulle dit nie, maar ek het in 'n pastorie groot geword en so dit was altyd deel van wat ek geken het. Was kerk. Maar ek onthou spesifiek hoe mense in die kerk vir my gevra het, gaan ek ook 'n pastoor word? En ek wou nooit. Tot ek dink dit was op die ouderdom van 16 wat ek regtig begin beleef het met die Here sê vir my iets en begin my roep in 'n rigting. En ek wou nie noodwendig regtig aandag gee daaraan op daai stadium nie. Ek het ander planne gehad en ander drome en 'n ander werksrigting vir my lewe. En op die einde ek kon net nie van dit af wegkom nie. Vir seker omtrent 'n jaar en 'n half wat ek hierdie gevoel gehad het dat ek regtig beleef het die Here roep my. En toe in matriek besluit het wel, dis dan die pad. Ek gaan teologie swat. En toe nie gaan teologie swat nie. Ek dink my pa het in sy wysheid toe gesê, nee, maar jy het in 'n pastorie groot geword, gaan swat eers iets anders. En so ek het musiek gaan swat en vanuit die musiek uit wat ek in die worship ministry betrokke gewees en dit gedoen en na dit toe teologie geswat en alles so. Dit was maar my pad gewees. Maar dis die baie kort storie. Ek kan vir jou nog baie meer detail gee, maar dis die Wel dan, daai was properly kort gewees. Wel dan. So hoe lank is jy nou al in ministry? Voltyds 23 jaar. En was jy al ooit spyt gewees oor jou keuse? Seker elke jaar. Okay. Ja, ek like dit. Kleer daai bietjie in. Wat sê jy sê oor daai? Ek dink ons almal sit dalk in een of ander posisie, of jy 'n dokter is en of jy werktuigkundige is en of jy apteker is of wat jy ook al is, dat jy partymal voel, jene, was hierdie nou, is dit nou die job wat ek gekies het? Is dit nou wat ek wou gedoen het? En ek wonder partymal of met sekere werke, dat ons dink voordat ons in daai werk ingaan, of dalk self as jy nie in daai werk is nie, dan kyk jy dalk van buite af en dink, maar dis nie so in daai werk nie. En ek dink nogal bediening is een van daai plekke waar voordat jy voltyds in bediening is, of as jy van buite af inkyk, dat jy dink, maar yes, hierdie ou doen dit vir die Here. Die Here het mos nou gesê, doen hierdie. En ons vergeet vinnig dat van maandag tot Vrydag en pretty much elke dag, ek wens die Here het elke dag aan my verskyn en 'n engel na my toe gestuur. Dit sou regtig great gewees het, maar baie van wat jy doen raak 'n werk en ek dink dis waar ons partymal die disconnect beleef en ek het veral dit beleef toe ek jonger was. Soos wat ek ouer word, ek verstaan ek iets anders van die werk. Maar toe ek jonger was, het ek nogal baie daai gevoel van, maar Here, ek doen hierdie vir U en ek het my lewe in 'n sekere rigting gestuur en ek het gekies om dit vir U te doen en U moet meer betrokke in my lewe wees en U moet meer met my praat en U moet meer al hierdie goed en dan is jy besig met administrasie en jy is besig met mense en jy is besig met oproepe en e-mails en al die goed en dan voel dit partymal, maar doen ek nou hierdie vir die Here? So dit voel so half onheilig. En dan ek dink die Engelse sê you become disillusioned van dit wat jy nou gedink het dit gaan wees. Maar ek wonder of dit nie maar die waarheid is vir meeste werke nie. En ek het dit vir altyd ek jonger was, dat ek baie beleef soos ek dink ek het 'n fout gemaak. Ja. Ek dink ek kon meer geld op 'n ander plek gemaak het. Ek kon beter ure gehad het op 'n ander plek of wat die rede ook al was.
So nee, ek het definitief al baie keer gedink, ek het 'n fout gemaak. Die prentjie verander. Ek dink hoe ouer ek word, hoe meer dink ek, dalk het die Here 'n fout gemaak om my te kies. So dis 'n interessante shift wat ek in my lewe beleef, waar ek vroeër gevoel het, maar ek het 'n fout gemaak. Hoe ouer ek word, dink ek, kan ek meer soos Paulus sê, dalk, ek voel baie keer soos ek is dalk die grootste sondaar van almal. Ja. En die Here dalk 'n fout gemaak om my hier te sit. So, dis 'n interessante skuif wat ek in my lewe beleef het. So ja. Daar is my interessant, en ek dink jy het een keer in 'n span meeting laas jaar iewers gesê, en dit het my nogals gechallenge, en dit was nogals vir my baie wysheid van jou kant af gewees, wat jy gesê het, baie mense glo hulle is geroep vir iets spesifiek, bedoelend, ek's geroep om 'n jeugpastoor te wees, of ek's geroep om 'n kinderkerk oud te wees, of 'n worship leader te wees, Ja. en verlang het ek daai wrywing half gevoel tussen, want ek het 'n kant aan my wat love, musiek love, worship love, en dan het ek ook 'n kant aan my wat ek glo die Here roep my vir 'n deel van leierskap en pastorale goed. So ek het verlang die gevoel maar okay, maar wat se een is dit nou? Weet, is ek nou worship leader, is ek nou 'n pastoor, is ek nou wat is ek nou eintlik? En jy het iets gedeel laas jaar wat jy gesê het, jy weet nie of jy moedskeiding bring teen een van die twee nie, want daar's 'n verskil tussen 'n gifting en 'n roeping. So kan jy daai bietjie inkleer, net rondom, want ek dink wat baie mense nie besef nie, is, ja, ons glo ons is geroep vir hierdie, maar daar's baie van dit wat werk is, wat day-to-day goed is. Dis nie roeping nie, dis ek kry nou maar 'n salaris, so ek doen hierdie goed, want dit is deel van my werk, is deel van hoekom ek aangestel is hier. Ja. Maar roeping goed is anders, so kan jy daai dalk bietjie inkleer. Ja, ek hou nie regtig van die idee wat ons geskep het rakende hoe ek is geroep vir hierdie baie spesifieke ding. Omdat ek dink dit bring baie hartseer. En dit bring klomp ander goed saam met dit wat ek nie noodwendig dink is gesond in God se koninkryk nie. So, as ek dalk oor dit kan sê, so nou het ek musiek gaan swaat na skool en ek dink ek het dalk 'n mate van 'n gift in dit gehad en ek kon nou gevoel het dat die Here het nou baie spesifiek my geroep vir die musiekbediening. Maar die oomblik wat jy dit doen, is ons geneig as mense om half, ek dink God se roeping oor ons lewe in 'n boksie te sit en te sê maar die Here moet my nou in daai rigting gebruik. En jy sluit half al die ander moontlikhede uit op dit wat God dalk van jou wil hê. En dan saam met dit wat ek ook baie keer sien is dat as dan iets nie in daai roeping pas nie, dan onmiddellik kan sê ons nee, dis nie my roeping nie. So nou vra iemand jou, hoorie, sal jy net gou papiere gaan optel daar buite, dan is ons baie vinnig om te sê nee, maar dis nie my roeping nie. Wat ek verstaan van roeping is nie 'n baie spesifieke taak, meer as wat dit is wat Jesus vir sy disippels gesê het en gesê het, luister, volg my. Ek roep jou om my te volg. En as die Here dan sê, dryf demone uit, dan dryf ons demone uit. As die Here sê, luister, jy soek kos vir die mense, dan soek ek kos vir die mense. As die Here sê, okay, gaan nou daai kant toe en gaan berei vir my 'n donkie voor en bring die donkie vir my en dan gaan haal ek die donkie. Of dit my skillset is of nie. Want op die ou einde dink ek nie is ek geroep om noodwendig die beste weergawe van myself te word nie. Ek is geroep om 'n koning te dien. Yes. En waar hy ook al kies om my neer te sit, dan daar moet ek die beste maak van daai ding wat ek in daai oomblik doen. Of dit dan is musiek maak en of dit is preek en of dit is dan papierwerk en admin en mense bel of wat dit ook al mag wees. Is dit nie, dis Paulus wat dit sê nie, of ons dan eet of drink of wat ook al ons doen dit tot eer van die Here. En ek is versigtig om te sê dat hierdie spesifieke roepings raak amper plekke van hoogmoed en dit raak plekke van eksklusiwiteit en dit raak plekke wat sê maar die Here moet my in die rigting gebruik. En baie maal het ek al beleef is daai rigtings is dit eintlik persoonlike voorkeure. Ek geniet dit
Ja. om met kinders te werk. So die Here het my geroep vir kinders. Dis nie noodwendig waar nie. Ek geniet dit verskriklik om musiek te maak. Ek geniet dit verskriklik toe ek nog die geleentheid gehad het om aanbidding te lei in gemeentes en om met daai spanne te werk. Dit was regtig iets spesiaal vir my tot vandag toe. Dink ek is dit een van die mees spesiale maniere wat ek met die Here persoonlik connect is deur worship. Maar ek het daai tyd al begin beleef, maar dis nie noodwendig die spesifieke roeping nie. En die Here het my dalk vir iets anders geroep en in 'n ander rigting wat ek nie op daai stadium vir jou kon sê wat dit presies was nie. Maar ek was net bereid om te doen wat hy vir my gesê het. En ek wonder of party mense nie baie vashak by hierdie eksklusiewe, ek is vir dit geroep. En dit is partymal is mense vir so iets spesifiek geroep. En ek sien niks meer fout daarmee nie. Ek dink net ons moet versigtig wees om baie vinnig goed uit te spreek wat eintlik 'n voorkeur is of 'n gifting is. Maar dis nie noodwendig die roeping wat die Here in totaliteit vir jou het nie. En ek dink dis maar my. Ek hou van daai. Ek het eendag gehoor iemand sê, want ek ken ook mense wat jy weet, wees jy net die beste weergawe wat jy kan wees. En toe sê iemand eendag, die beste weergawe van jou is die dooie een. En ek so half soos, wat bedoel jy? En hy sê toe nee, die woord sê, jy moet sterf van jouself, om Jesus te volg. En daarom sê hy toe, die beste weergawe van jouself is eintlik die een wat Jesus volg. En ek het eendag 'n pastoor gehad wat vir my gesê het, jy weet, die bediening kos jou iets. It's gonna cost you something. En eintlik kos dit jou lewe. Want dis wat ons doen. Ons lê ons ambisie neer en ons lewens neer en wat die nou gesê, dis waar. Ek dink baie van ons het al gedink. Ek het al gedink, ek kan soveel meer geld verdien. Ek moet net soos 'n car salesman word of iets. Ek bedoel, ek sal vinnig karre kan koop. Hoekom is car salesman? Ek weet nie. Een van pastore is 'n default goed. Ek kon dit nog nooit. Ek weet nie of ons goeie kar verkoop nie. Ek dink dit is net omdat ons nou van met mense praat. So half soos, jy weet. Maar net in daai lyn, ek dink ek praat met baie jong ouens in ministry en nie in ministry nie wat jy weet jy raak fired up vir die Here, jy het ontmoeting met die Here en dan voel jy half maar ek wil nou iets vir die Here doen. En dis 'n vraag wat baie opkom. Jy weet soos maar wat is my purpose? Ja, en papierwerk en oproepe voel nie soos of jy iets vir die Here doen nie. Purpose nie. En ek dink dis daai disconnect wat ons in die begin van gepraat het vir so jene is dit nou dit. Ja, 100%. Maar jy het net nou iets gesê, die beste weergawe van jouself is die dooie in. Ek het nog altyd baie van 'n aanhaling ek was lief vir hierdie aanhaling. 'n teoloog met die naam van Dietrich Bonhoeffer wat gesê het, when Christ calls a man, he bids him come and die. So die uitnodiging van roeping is eintlik nie die beste weergawe van jouself nie. Dis sodat wat Johannes sê, dat Christus minder word en Christus meer word. Nee, het ek dit nou verkeerd gesê? Ek het dit verkeerd gesê. Dat ek minder word. Yes, daar is hy. En Christus meer word. Dis die uitnodiging van roeping. Dis nie self-actualisering en my beste lewe en my beste droom. As jy daai roete wil stap, man kies 'n ander rigting, maar moenie bediening kies nie, want die Here gaan met jou werk. Definitely. En ek dink dis die challenge, dis die prys van bediening, is dat Christus deel nie sy eer met enige iemand nie. En ek dink daai is die crucial ding van ministry, wat nogal 'n challenge is vir ons eie egos. Op die tema van roeping, ons het nou reg in 'n gesprek, het jy iets gemention wat nou nog ons gevang het. So ek dink daar was vir lank in die kerk al 'n bietjie van 'n fight tussen die jonger ouens en die ouer ouens. Ag en vir verskeie goed, mens kan nou maar dit noem so wat dit is, jy weet, hou nie van dieselfde musiek nie, hou nie van dieselfde manier van dinge doen nie en wat ook al. Maar ek onthou nou reg in 'n gesprek wat jy gesê het, jy weet, op sekere ouderdomme van jou lewe is daar sekere goed waarop jy moet fokus. So op die perspektief van roeping, wat dink jy sal iets wees? Dink jy dat daar's ouer ouens wat dalk struggle om te laat gaan, want hulle hou vas aan iets wat nie meer hulle roeping. Want ek weet nie en dalk net op daai vraag op, dink jy roeping is 'n seasonal ding dat vir 'n sekere seisoen lyk dit wat jy doen anders? Maar dan kom maar ook 'n tyd wat jy gaan moet let go en jy gaan moet vertrou dat die Here praat met 'n jonger ou. En dan ook vir jonger ouens, dink jy daar's 'n seisoen wat luister, jy is nie nou in die posisie nie. So doen wat jy nou moet doen en laat jou leier doen wat hy moet doen.
Ja, Wat is jou opinie oor daai? dis is 'n goeie vraag. Ek love om te dink oor die goed en so my eerste vraag dink ek terug en dalk kan jy hom antwoord. Is daar 'n verskil tussen posisie en funksie? En ek dink al is. En ek dink wanneer dit by roeping kom en daai tipe van goed is dit die ding wat ons partymal mis. En ek sê mis want ek dink dit is 'n ego ding meer as enigiets anders. Ja. Is in 'n sekere sin probeer ons die korporatiewe leer klim. Meeste van ons probeer iewers bo uitkom. Maar bo is eintlik in ons kop net 'n posisie. Ja. En om in die posisie vas te hou maak sin, want toe kom wil jy hê mense moet verby jou gaan, maar as jy in jou kop dit half kan skuif en sê maar dis minder posisie in Christus en meer funksie, dan verander die prentjie. En as jy ook ek dink dit hang af hoe jy jouself sien, nê? Is jy nou hierdie massiewe leier wat God geroep het en jy is die volgende, jy's net diskant Jesus Christus, verstaan? Jy gaan nou almal Ja. En ek weet niemand dink regtig oor homself so nie, maar daar's elemente van daai wat in ons almal se ego uitkom. Ja. In die mate wat ons probeer beheer en vashou en nie laat gaan nie en nie ander toelaat om deur te kom of wat ook al. So is dit die posisie? Is dit waartoe jy geroep is en dalk is dit dieselfde as daai spesifieke roeping. Ja. Ek is geroep om die leier van Galadio gemeente te wees. Emil Stein. Nee, ek is nie. Ek vervul 'n funksie vir 'n koning. Ja. En as daai koning môre besluit ek is beter op 'n ander plek om 'n ander funksie te vervul en hy wil my dan daar gebruik, dan het ek nie die opsie om te sê nee nie, want hy is die koning. Ja. So ek dink as ons losser kan werk met posisie en meer met wat is my funksie, Ja. dan maak dinge meer sin en dan voel ek is daar 'n bietjie vloeibaarheid in die manier hoe jy funksioneer. En ek dink daar's verskillende plekke, jy het dit nou genoem, soos wat jy deur jou lewe beweeg. Ek dink dis my eie teorie, so ek het geen Oxford aanhaling om dit te staaf nie, maar wat ek sien en wat ek beleef is, ek dink in jou 20's moet jy, en met baie respek gesê, maar kom ons sê dit dan blaatant, en ek praat eintlik met myself, want ek dink daar's baie plekke waar ek dit nie gedoen het nie, en as ek terugkyk en dink ek dit sou beter gewees het, as ek net geshut up het en geluister het. Waar ek net moes sit en leer en inneem en absorbeer en hoor wat die ouens met ervaring gesê het. En ek kon my eie konklusies trek en ek sê nie jy moet net in die hoekie sit en stil bly nie. Maar ek dink daar's 'n plek om te leer en vrae te vra en te debatteer en te sien hoe sit hierdie hele ding aan mekaar en vra eerder by ouens, maar hoekom doen julle dit so? Ja. Want die ou gaan dalk vir jou sê, wel, ek het in my 30's dit en dit probeer en hier's 17 redes hoekom ek dit nie weer doen nie. Ja. Dan maak dit dalk meer sin. So ek dink in jou 20's is daar hierdie leer en sit en absorbeer en kry in. Ek dink in jou 30's skuif daai klein bietjie waar jy moet redelik begin uitfigure waantoe is jou lewe op pad? Wat praat die Here met jou? Hoe lyk dinge vorentoe? Wat se plan het hy? Ek dink in jou 40's moet jy daai plan begin execute. Daar moet jy begin werk en goed in plek sit en sê, okay, hier moet jy ingrawe en dit wat die Here gesê het, moet jy begin doen en nie net praat daaroor nie. En in jou 50's dink ek bou jy nie net dit wat die Here vir jou gesê het nie, maar jy bou half die volgende geslag begin jy dan inbou. So amper in 'n konsultasie tipe hoedanigheid dat jy nou begin konsulteer na die 20 en die 30-jariges toe. Sodat jy teen die jare van 60 op 'n plek kan wees waar jy kan begin let go en die volgende generasie guide.
in dit wat hulle moet doen. Maar min van ons dink so daaroor. Min van ons mik net vir 65 as ek aftree en dan op 64 as jy so half vrek. Wie gaan nou by my oorvat? Ja. En ek dink ek sien dit baie wel in my milieu in die kerk, maar ek dink ook in besigheid. Niemand dink regtig oor wat gebeur die dag wanneer ek aftree? Of bou ek net hierdie koninkrykie vir myself en as ek aftree kan ek nie regtig eintlik omgee wat hier nou gebeur nie. En op jou vraag wat jy gevra het, is daar ouens wat dalk te lank vashou? Ek dink dis hoekom hulle te lank vashou. Hulle het dalk nie 'n duidelike idee van presies hoe lyk dinge vorentoe en wat het die Here met hulle gepraat en wat is die planne. Maar hulle het ook te laat geslaap om iemand te dissipuleer, om hulle lewe in iemand anders in te sit en te sê, kom ek gee vir jou kans, kom ek gee jou kans om 'n fout te maak, kom ek gee vir jou geleentheid om iets te doen wat ander mense dalk nie wil hê jy moet doen nie. En ons almal is al daardeur. Ek onthou toe ek by Galeria begin het, was ek 26. En ek onthou my pa my die geleentheid gegee het om in die oggenddienste te preek in daai tyd en hoe mense se kommentaar was, hulle is uit die gemeente uit want hulle laat nie 'n kind vir hulle preek nie. Wel, dis jou opinie, maar die kind het geleer en die kind het 'n kans gehad om foute te maak en die verkeerde goed te sê en dalk met baie min ervaring oor topics te praat wat hierdie ene eintlik glad nie oor moes praat op 26 nie. Maar dis okay, ons leer en ons groei en definitely. En ek dink nou sit ek op amper 44 en ek kyk nou na mense in hulle 60s dan dink ek julle kyk seker na my en dink jy het nog 'n paadjie om te stap. En ek besef al gaan altyd daai shift wees, maar ek dink as jy net half kan okay wees met waar die Here jou gesit het. Lewensfase, funksie. Of dan posisie en nie te vashou in die posisie nie, maar die funksie vervul. En hardloop in die rigting wat die Here vir jou het en nie te veel worry oor almal om jou nie. Dan dink ek bly jy getrou in dit wat die Here vir jou het. So is mooi. Ek dink ook soos wat jy nou praat, ek dink daar was 'n tyd in my lewe ook ek is nou in my 20's. So daar was 'n tyd veral my vroeg 20's wat ek gedink het ek weet alles. Jy weet jy kan my niks leer nie. En ek weet nie eens hoekom nie. As ek nou terugdink, dink ek so stupid. So hoekom het jy so geredeneer ewen? En ek dink verlang het ek gedink, nee, maar ek wil preek en ek wil die hele tyd, ek wil mense na die Here toe lei en die passie is goed, maar die wysheid was nie daar nie. En ek dink die Here moes my heavy kom aanspreek daaroor, want daar was so iets in my dat as iemand iets sê dan sê ek soos nee, jy moet dit nie so doen nie, jy moet dit anders doen. So asof ek enige klou gehad het hoe. En nou dat ek voel ek's aan die verkeerde kant van 20 nou, maar nou dat ek bietjie in my later 20's is, nou voel ek so half soos wow, maar baie keer moet ek regtig net soos bietjie stil bly en notas neem. En dis regtig hoe ek al baie keer gevoel het in 'n meeting. Veral as jy dit share, dan dink ek is hierdie oud so baie wys. Ek wil net alles neerskryf wat hy sê. En ek dink ook dit was 'n humbling reis vir my gewees. Die Here moes eers iets in my hart kom sag maak. En nou, ek's nou dankbaar dat op 20 kry ek die geleentheid om te kan preek en te kan bedien en ek het ook al baie daai gehoor van ja, hierdie jong bra, hierdie jong ouetjie en wat ook al en ek het net myself en half die Here belofte gemaak dat ek sal nooit iets van 'n kansel af sê, iets oor 'n mic sê wat die Here nie met my 'n pad mee gestap het nie. So ek gaan nie vir jou huweliksraad gee nie, want ek het geen, maar kan ek vir jou sê dat jy moet vashou aan Jesus vir lewe en dood? Ja, want dit het ek gelewe. Dit weet ek met my hele wese, my hele hart. So net op daai punt, kan ek jou 'n vraag vra? Jy mag. Want dis altyd vir my interessant, daai hele ding van ek sal nooit met mense goed deel wat ek self deurgewerk het nie. Hoekom voel jy so? Ek dink eerder ook dalk ek het verkeerd gestel. Ek dink nie wat ek self deurgewerk het noodwendig nie, maar eerder oortuig is van in my hart. Okay. Of wysheid het van at least. Want kyk, ek glo dat die woord gee vir jou wysheid. So byvoorbeeld ek kan vir jou as jy 'n vraag het oor 'n huwelik, as iemand my kom sien en hulle vra vir my oor 'n huwelik, dan sê ek altyd luister, ek het nie persoonlike huweliksraad nie, maar ek weet wat die woord sê oor die huwelik. Ek weet wat Jesus skryf en
wat Spreuke sê oor 'n man en 'n vrou en hoe dit moet lyk. So daai wysheid kan ek met jou share. Maar uit persoonlike ervaring kan ek nou ongelukkig dit met jou share. Nee, daai is vir my interessant, want ek het dit al baie gehoor en ek wonder of dit nie 'n in die soeke na egtheid in ons wêreld. Het dit al vir catchphrase geraak, maar ek het al baie vir mense gesê, dan moes Paulus nooit iets gesê het oor die huwelik in die Bybel nie. En tweedens, dan mag niemand van ons ooit preek oor sonde nie. Daai is good, wow. Want ek preek nie die Bybel oor ek alles onder die knie het. Ek preek want ek glo dis die waarheid. Come on. En daarom wanneer ek preek, baie maal preek ek vir myself. Self. Want ek het nie alles onder die knie nie. Daai is good. Maar ek weet tog wat die Bybel sê. Ek weet wat sê God oor hierdie, ek weet wat God se opinie is. Daarom kan ek dit sê. Nie oor ek het perfek deurgewerk het nie. Want anders moet ons almal elke Sondag reg oor die wêreld baie hard bid dat Jesus Christus persoonlik verskyn. Want niemand anders van ons. En ek weet nie, dis altyd vir my daai, ons sê partymal goed, en hierdie is dalk een van daai goed, in 'n soeke na iets, en ek dink is 'n soeke na egtheid, is it authentic? Daai is goed. Maar ek weet nie of ons samelewing altyd regtig dink oor die implikasies van hierdie soeke nie. Wat if we really want to be authentic, dan moet niemand verkieslik preek nie. Dan moet ons net almal stil bly. Maar ons verkondig dit wat ons van oortuig is, die waarheid is in die skrif. En dit bring 'n bietjie van 'n vryheid, veral as jy 'n predikant is. Dat daar sekere goed wat ek kan sê. En as mense dan sê, maar jy's hypocritical of jy's nie eg nie of so iets, dan kan ek met baie vrymoedigheid sê, luister, ek is heeltemal eg. Ek het nooit gesê ek het hierdie onder die knie nie, maar dis wat die waarheid sê. Ek meet my eie lewe ook teen hierdie. En ek het dit nie. Ek sukkel. Want ons het 'n vals idee geskep dat predikante is perfek. En ek dink enigiemand nou sal vir jou sê, nee, maar ons dink nie regtig so nie. Maar ons leef so. Ons leef in die manier hoe ons interaksie met mekaar het, leef ons baie keer so in die manier hoe ons predikante en mense in gesagsposisies hanteer ons hulle asof hulle perfek is, maar hulle is nie. En ek dink wanneer dit by prediking kom spesifiek, ons preek die waarheid. Ons preek nie onsself nie. En ek is maar net 'n interessante. Daai is goed. Nee, maar ek dink daai's baie goed. Daai challenge my perspektief ook oor dit. Want soos ek weet wat ek bedoel het daarbey, ek het definitief nie alles onder die knie nie. Dis nie die waarheid nie. Maar eintlik maar jy het amper alles onder die knie. Ek ken jou nou. Baie naby. Ek baie naby perfek. Maar ek kort nog so 'n paar goedjies. Maar in 'n geval, jy kort nog net 'n vrou. Spreuke sê een wat 'n vrou vind 'n goeie ding. So kom. Ek soek 'n goeie ding. In 'n geval, maar wat ek eintlik bedoel is daai waarheid ding wat jy praat. Daai is baie goed, want dit is so. Ek wil altyd share wat ek van oortuig is, dis die waarheid. Want dis wat die Here sê. Dis wat die woord my leer. Dis wat my gees vir my sê. Dis wat God sê. So dis anders. Dis waar wat jy sê. Dis anders. Dis nie ek master dit nie. Dis meer ek's oortuig dat dit is die waarheid. Daai is baie goed. So as jy vir eintlik enige mense, jong mense, ouer mense kon raad gee oor purpose, oor wat's my purpose? Wat sou jy gesê? Ek dink dis eenvoudiger, my opinie, as wat ons partymal dink. Ek dink ons maak purpose hierdie massive soeke na iets, en nou is my purpose om klein mannetjies te bou en vir kinders iewers te gaan uitdeel. Dit mag wees wat jou betekenis gee in 'n sekere sin. Dit mag wees dat dit iets is wat jou in belang stel en dit in jou verstaan van jou wêreld bring dit vir jou 'n sekere mate van vervulling en vrede. Maar wat ek sien uit die skrif uit is dat God het ons geskape, man en vrou het hy hulle geskape, en ons primêre purpose is om in alles wat ons doen God te verheerlik. Sure. En as jy
deur jou lewe, deur jou die manier hoe jy met jou man of jou vrou praat of werk, die manier hoe jy met jou kinders praat en werk, die manier met jou kollegas, met jou vriende, met jou familie, met die manier hoe jy jou werk doen, die manier hoe jy die Here aanbid, jou hele lewe, wanneer mense na daai kan kyk en sê, ons kan iets van die grootheid van God in dit sien. Ja. Ons kan iets van die vingerafdruk van God op hierdie persoon se lewe sien, in die manier hoe hulle goed doen. Dan dink ek begin jy in jou purpose inleef, is dat God verheerlik word deur my lewe. Ja. En jy doen dit op 1000 verskillende maniere. Jy doen dit dalk deur die klein mannetjies te bak en vir kinders te gaan uitdeel. Maar dit het baie te doen met gehoorsaamheid. Ja. Die Bybel is vol van dit, waar God sê, luister, ek het nie behaag in julle feeste en julle offers en julle goeders nie, want julle doen nie wat ek vir julle sê nie. En so ek dink die beste manier om by jou purpose uit te kom, is nie om nog 10,000 podcasts te luister en nog 17 mind maps te gaan teken en nog met 7 terapeute en counselors en coaches te sit nie, alhoewel al daai goed kan baie great wees om jou te help om dalk orde te skep in jou lewe. Maar as jy eenvoudig luister wat sê die Here, doen wat sê die Here en maak seker jou lewe verheerlik hom. Want dis in daai, glo ek, wat ons gees sy betekenis vind. Nie net my emosies en my ego word gestreel nie, maar dis wie ek op die einde geskape is om te wees. Ek is gemaak om soos Christus te wees. Kolossense 1, ek love daai gedeelte, wanneer Paulus skryf en sê, Christus was die eersgeborene van die hele skepping. Nou daai woord eersgeborene in die Grieks is waar ons woord prototipe van afkry. So, hy's die bloudruk vir my lewe. En as my lewe so syne lyk, wat ek nie dink dit gaan lyk die kant van die dood nie. Maar as dit iets van hom kan reflekteer, dan dink ek, vind ek betekenis. Ja, dat is mooi. En ek dink dan 'n groot deel van betekenis gaan oor 'n lewe wat nie geleef word vir jouself nie. Ja. Is dit nie die oorspronklike sonde nie, is hoogmoed. Hoogmoed is gefokus op my. Ja. En weer iets wat ons vroeër gesê het, die hele idee van self-actualisering. Ek moet die beste version van myself raak. Daar is dalk net hoogmoed in 'n baie mooi baadjie. Ja. Ja. Dit gaan oor my. Ja, come on. Die hele Bybel, dit wat Christus leer, is dien ander. Ja. Kyk buite jouself, kyk weg van jouself. As jy is nie so oulik soos wat jy dink nie. Ja. Die selfie wat jy 17 keer geëdit het, is nie actually hoe jy lyk nie. Ja. En is okay as jy daar is met 'n sproet en 'n pysie op die foto, want dis jy. Ja. Maar kan jy nie na die ander persoon kyk? Kan jy sien wat hulle nodig het? Kan jy sien hoe kan ek hulle help? Hoe kan ek hulle bystaan? Hoe kan ek hulle ondersteun? Hoe kan ek hulle bemoedig? Hoe kan ek net by hulle sit partykeer en ek dink in daai vind ons ook baie betekenis in ons lewens. So purpose is vir my amper daai tweeledige ding is. Hoeveel kan ek ander dien met die liefde van Christus en hoeveel kan my lewe deur dit God verheerlik. En in daai vind ek half there's your purpose. Dis nie gekoppel aan jou job title en jou posisie en hoe belangrik jou e-mail signature lyk nie. Daai is goed. Ek dink is dit. Daai is goed. So ek het nog 2 vrae. My eerste een is op die tema van roeping. Wat sou jou raad wees aan mense om te aanvaar dat, en ek dink ons het nou weet jy so daan geraak in die food chain van die lewe of half ons wil die volgende stap bereik, die leertjie klim. Jy weet so, okay, ek is nou 'n jeugpastoor en dan moet ek 'n medeleraar word en dan gaan ek iewers 'n hoofpastoor word. Wat sou jou raad wees aan mense om nie vas te hou aan daai nie? Want wat as jy geroep is vir ministry dalk of die Here roep jou uit, maar hy roep jou nie om 'n ministry leader te wees nie. Hy roep jou dalk om vir die res van jou lewe 'n jeugpastoor te wees. Wie weet? Ja. Wat sou jou opinie en raad wees oor daai? Dit was 'n baie goeie vraag en 'n baie moeilike vraag dink ek, want dit is 'n baie persoonlike pad. Maar as ek dit baie dalk opsommend kan antwoord, dan sou ek sê leave your ego at the door. Ja. En dis baie makliker gesê as gedoen.
ek sukkel met ego goed. Ek sukkel met elke nou en dan besef ek daar's iets in my ego wat wil vashou aan posisie en wil vashou aan die titel en wil vashou aan die goed en dan moet ek elke keer vir myself sê is nie waaroor dit gaan nie, los dit. All awesome. En ek dink daai is die moeilike deel van daai, want in die manier ons dink oor bediening en die manier ons dink oor 'n roeping binne die kerkstrukture of binne die koninkryk is dat jeugpastoor is minder belangrik as seniorpastoor. Ja. En ek sê nie dis reg of verkeerd nie, dis net hoe dit is. Maar eintlik vervul ons presies dieselfde funksie. Die enigste verskil tussen die seniorpastoor en die tienerpastoor is die ouderdom van mense wat ons bedien, maar dis siele wat ons by die Here wil uitkry. En die seniorpastoor het dalk bietjie meer papierwerk en admin. Maar dis omtrent dit. En ek dink as ons hom op 'n manier kan half plat trek en sê, as dit wat die seniorpastoor doen, is nie meer belangrik as dit wat die musiek uitdoen, of dit wat die young adult uitdoen, of ons is almal in dieselfde besigheid, ons almal wen siele vir die Here. Daai is die werk. En enige ander ding saam met daai is net nog werk. Maar dit is moeilik om daai goed so te sien, want dit is maklik om in 'n teoretiese gesprek hier in 'n podcast oor dit te praat, totdat hy jou regtig begin voel, en jy moet nou vir jouself vrede maak, dat ek gaan die res van my lewe dan die tienerpastoor wees. Die enigste manier hoe ek kan dink jy daai kan counter is, 1, om jou ego by die deur te los, maar 2, om dan 'n bitter duidelike opdrag van die Here te kry oor hoe lyk daai tienerbediening. Definitely. En hoekom ek dit sê, ek dink ons het bewyse van dit in ons wêreld. Iemand soos Louis Giglio, wat al in sy 60's is, wat met studente werk. Nou, ouderdomsgewys maak dit nie sin nie, mense sê nie, maar hy is te oud en hy moet eintlik, maar daar was 'n roeping van die Here en hy het 'n wêreldwye beweging wat lewens verander. Maar ek dink dit begin by 'n visie van wat God sê. En ek dink te veel van ons fokus op die leertjie wat ons moet klim, in plaas van dit op die trappie wat ons nou staan, wat sê die Here hier? En hoe groot kan daai trappie raak? Wat wil die Here daar doen? En so ons mis totaal en al die geleenthede van dit wat die Here hier wil doen, want ons mik net vir die volgende trappie. En wat baie keer dan gebeur in my opinie, is as jy op hierdie trappie moes gebly het, want dis die gifting, dis hoe die Here jou aan mekaar gesit het en jy klim 2 trappies op, dan you become promoted to the level of your own incompetence. En mense begin dink, wat soek hierdie ou hier? Hy kan nie die werk doen nie. Hoekom is hy hier? En jy voel, maar ek het nou, die Here het my so promote, maar dalk het hy nie. Dalk het jou ego die leertjie geklim. Seker. En ek dink, as ons egos by die deur kan los en regtig kan gehoorsaam wees op die vlak waar ons is, en sê, Here, wat wil jy hier doen? Dan maak dit nie saak wat se posisie. En ek dink dis hoekom ek baie vrede daarmee het. As die Here môre vir my sê, jy is nie meer die senior pastoor van hierdie gemeente nie, jy gaan nou iets anders doen, dan sê ek okay daarmee, want ek dien nie 'n God wat groter en kleiner bedienings het nie. Ek dien 'n God wat mense by hom wil hê, wat vir hom lief is. En of ek met kinders werk, en of ek met ou mense werk, en of ek met volwassenes werk, en of ek wat ook al doen, die grootheid van daai bediening het in elk geval niks met my te doen nie. Dit het te doen met my getrouheid aan dit wat die Here sê, en hoe kies die Here om daai ding te laat groei. En dis dalk my take op daai. Ja, daai is goed. En ek dink ook kyk, ons praat nou baie ministry spesifiek, maar daai is relevant in elke aspek van lewe. Of jy nou by 'n corporate company is, of jy nou 'n boer is, of jy nou wat ook al is. Ja, ek dink. Like, as die Here jou gemaak het om 'n receptionist te wees, wie is die beste receptionist? Ja, ek dink, as jy in 'n IT company werk en jy is 'n programmer, en jy is 'n amazing programmer en jy geniet dit, hoor by die Here, soos, wat gebeur met programming, en hoe werk dit, en hoe kan ek hierdie uitbrei, en dalk kom jy op die volgende massive idee af,
Maar as jy die corporate leertjie wil klim na die CEO posisie toe en jy kom daar en jy besef maar ek is eintlik sielsongelukkig want dis nie wie ek is nie. Ek hou van programming. Nou sit ek in board meetings. En ek dink as ons net content kan wees by die plek waar ons is en die Here se duidelikheid hê op daai vlak. Ja, kan Dink ek bring dit ook baie vrede vir jou. In plaas van hierdie strewe om nog verder en nog die baas te impress en nou moet ek die leertjie klim en nou moet ek hierdie die ironie is ek dink wanneer jy content is op jou level gaan jy in elk geval so goed werk dat die promotion gaan kom. Die groter uitdaging gaan dan wees om te sê nee, dis nie waar ek moet wees nie. As die Here so sê. As die Here sê die promotion is reg, wel vat hom. Ek dink dit gaan die groter uitdaging wees dat as jy weet die Here het vir jou gesê jy gaan die res van jou lewe op hierdie vlak wees, dan gaan jy hom bly. Ja. En dit gaan die groter uitdaging wees in my opinie. Definitely. Daai is so good. Ek wens ek het vroeër in my lewe daai besef. maar ons kan jou onderhou, Karl, dis fyn. Nee, ek sê nie dit dis nie waarheid nie, maar ek dink dit op 'n real level verlang het ek gedink ek moet iets wees wat ek nie is nie. En soos wat ons nou gepraat het, daar sekere seasons as die Here van jou goed verwag, dan doen jy dit. Is dit my gifting? Nee. Maar ek doen dit en ek leer hoe om dit te doen want dit is deel van die season waarin ek is en dis okay. Maar ek moes ook aanvaar dat luister, ek is nie 'n administrasie boffe nie. Ek gaan nooit noodwendig 'n ou wees wat massive goed boeke skryf en dis okay. Wat die Here op my lewe het is iets anders as dit. En dis fyn. Ek hoef nie die pressure te voel van iets wees wat ek nie is nie. Yes. Al wat ek op moet fokus, wat sê die Here vir hierdie season en is ek relevant tot dit luister vir na hom in hierdie season van my lewe. En dit haal in baie pressure af. Dit vat baie angs weg. Want dis eintlik so vooruit, want as jy net okay Here, wat sê jy dit gaan ek doen? So jy sê in hierdie seisoen serve ek deur ek weet nie, net daar te wees vir my hoofpastoor om te support in hierdie tyd ben al dood. Maar as jy my roep in hierdie tyd om 'n leier te wees, dan doen ek dit. En dit haal pressure af en dit maak dat jy nie hoef te fokus op 1000 goed nie. Jy fokus op okay, maar wat is dit nou? Waar is ek nou? So daai is baie goed. So my laaste vraag. As jy nou in daai kamera moes kyk en jy moes vir hierdie mense een ding sê wat die res van hulle lewe gaan verander. Wat sou dit wees? No pressure. Wat die res van jou lewe gaan verander. Dis 'n bitter goeie vraag met 'n baie moeilike antwoord. Ja, miskien op dit wat ons gesê het. Ek dink wat Jesus vir Maria gesê het toe hy by die trou van Kana is. My tyd het nog nie gekom nie en nou moet dit die water in wyn verander. Ons ken die storie en alles, maar toe sê Maria vir die diensknegte iets. En ek dink daai is 'n crucial sin. Net wat hy vir jou sê om te doen, doen dit. Net daai. Dit komma, want jy het gesê een ding, so ons maak dit een sin, want dit is 2 gedagtes. Spreuke 4:23. Wees veral versigtig met dit wat in jou hart aangaan, want dit bepaal jou hele lewe. Ja. Ek dink my grootste foute, my grootste oorwinnings, my grootste hartseer, my grootste gelukke is alles terug hier. Dit wat hier gebeur het my in rigtings gevat. En ek dink as ons net bietjie kan tye vat elke dag, sit 5 minute stil en dink net, wat sê die Here wat ek moet doen? En 2, wat gaan hier aan? Is ek ongelukkig? Hoekom is ek ongelukkig? Wat's hier besig om te gebeur? Is my hart besig om my in 'n rigting te vat? Ek dink as ons net bietjie meer bewus kan wees van wat sê die Here vir ons en as ons gehoorsaam aan dit en waartoe vat ons harte ons, behoort ons in 'n geval dink ek baie meer vervulling te kry in ons lewens en nader aan die Here te stap en beter keuses te maak in ons lewens. So, ek weet nie of dit die een ding is wat hulle lewe gaan verander nie, maar dalk kan dit help. Gaan definitief bydra. Emil, dankie. Vir julle wat vandag gekyk het, dankie. Ons sien jou op die volgende een.